Goeiemôre almal wat op Facebook ons gaan volg en later op YouTube. As jy van die video nie hou nie, kan jy nog steeds hom like en subscribe en share asseblief. Dit gaan oor algoritmes, weet jy wat alles op YouTube nie. Ek weet nie of jy maar hulle sê as jy hom like, dan like hom. Ja, dit is net so dat die boodskap kan uitgaan. Amen. Goeiemôre almal. Ons het die Here se naam geloof en geprys en dat ons net weer onsself herinner dat ons naby die Here moet wees en dat sy hart vir ons is, dat ons hom sal lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. So ons gaan aan met die Ou Testament se 3 vers 16. Ek het gehoop om hierdie jaar klaar te maak met hom. Ons is 1 boek kort vir die einde van die jaar. Miskien sal ek voordat die jaar klaar is, aanlyn dienste. Dan doen ons Malagi 3 vers 16. Vandag is dit Sefanja 3 vers 16. Wie het al die boek Sefanja gelees? Wat gaan julle maak as julle eendag in die hemel kom en Sefanja kom staan daar voor julle en sê, "Hoor, het julle my boek gelees?" Wat gaan jy vir hom sê? Sefanja. Wat gaan julle vir arme Sefanja sê? Jammer. Ja. Sorry. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dis God en kragtig. Sefanja is maar net 3 hoofstukkies. Ja. Probeer daai uit. Dis 'n baie interessante boek. So my opskrif is Sefanja 3 vers 16. Slagspreuk vir ons lewe. Moenie vrees nie. Moenie tou opgooi nie. Moenie vrees nie. Moenie tou opgooi nie. Kom ons lees Sefanja 3 vers 16 en 17. Mens moet vers 17 saam met 16 lees, dis die volgorde. In die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Die Here jou God is by jou, 'n held, hoor, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Is dit nie mooi nie? God verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Dit is die mooiste skrif vir my oor God se liefde vir die mens. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Fenomenaal is dit nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord wat U vir ons gee. Dankie dat ons die woord kan oopbreek en dankie dat die woord wat gespreek word dat op vrugbare grond val, waar dit sal ontkiem 30, 60 en 100voudig. Dankie Here, dat U my lippe salf, dat U my skoon was in U liefde en U vrede. Vergewe my sondes wat ek gedoen het, wetend en onwetend, Here, dat ek 'n skoon kanaal vir U sal wees môre. Dat die woord wat ek spreek, dat die waarheid sal wees. En dankie vir U goedheid, U getrouheid. Dankie Jesus. Amen. Kom ons delf in Sefanja in. Ons spring die kop eerste in die water in. Het julle costumes gebring? So nou het ons praat van ons gaan kop eerste in die water duik. Jy sê, ek is swembad hier, het ons nou. Julle nie, julle costumes gebring. Dis ons afsluiting vandag. Dis ook maar ek vra. Maar nou ja, hier gaan ons. Sefanja is een van die 12 klein profete. Hulle noem dit die klein profete, die laaste 12 boeke van die Ou Testament. En bestaan uit 3 hoofstukke.
Hierdie boek is die enigste wat ons min of meer met sekerheid die oorsprong kan bepaal, want Sefanja verklaar in 1 vers 1 wie hy is en waar hy vandaan kom en wanneer sy bediening plaasvind. Die ander boeke is baie vaagweg, so jy weet nie regtig, kan nie regtig pinpoint presies wanneer en waar dit plaasgevind het nie. Sefanja 1 vers 1 sê, die woord van die Here wat gekom het tot Sefanja, die seun van Kusi, die seun van Gedalia, die seun van Amaria, die seun van Hiskia, in die dae van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda. Hiskia was 'n paar jaar vroeër was hy ook koning van Juda gewees, so Sefanja is dan ook 'n koninklike. Hy's 'n prins. Nog interessant, nee, en 'n profeet. Maar hy is nie in dieselfde lyn as Josia nie. Dit is interessant hoe hulle hiërargie werk. Hy het bedien gedurende die beginjare van koning Josia. Ek het laas gesê dat Josia koning geword het toe hy, dankie vir die water, my vriend. Hy het Josia koning geword toe hy 7 jaar oud was. So in die beginjare, toe hy nog 'n kind was, het sy familie regeer. Maar Josia word ook later gesien as een van die regverdige heersers. Want hy het ontslaag geraak van afgodediens. Hy het ontslaag geraak van alles wat onheilig was in Juda. En hy het die mense teruggelei na God toe, ter hulle God alleenig dien. Voor dit was hulle vrot van afgodediens, sosiale onregverdigheid en selfvoldaanheid. Hulle het gesê, ons is Jode, ons is beter as die ander mense, ons is hoogmoedig, ons doen net wat ons wil, ons is afgode, ons luister na afgodediens, en allerhande daai aflelike goeders wat die Jode hulle aan skuldig gemaak het. Hulle het sinkretisme beoefen. Het jy al daai woord gehoor? Ja. Sinkretisme. Sinkretisme beoefen is 'n mengelmoes van Baal-aanbidding, astrale aanbidding en Yahweh aanbidding. So hulle het die duisternis saamgeflans met God en vir hulle self dan daaruit 'n godsdienst gebou. Baal, astrale is dan die son, die maan en die sterre aanbidding. En saam met dit het hulle die heerser daarvan aanbid. Wat vir my baie hartseer is, dat die God wat alles geskaap het, is die God wat hulle aanbid, moes aanbid het. Gemaak hulle hierdie drekgode. Hulle aanbid die skepping in plaas van die skepper. Baie hartseer. Maar geen wonder dat God nie baie van die toestand van die volk gehou het nie. Hy verklaar tog immers dwars deur die woord in die Ou Testament dat hy 'n jaloerse God is, dat hulle hom alleenig moet dien. Ons lees dit in, ek wil net ene aanhaal, Exodus 34 vir vers 14. Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie. Want die Here se naam is jaloers. 'n Jaloerse God is hy. God wil hom nie deel met hierdie gemors nie. Wat het Elia daar op die berg hoor het, toe hy daar so vir die mense van Egipte, van Israel sê, wie wil julle dien vandag? Kies. As dit God is, dien God. As dit Baal is, dien Baal. Maak 'n besluit. Julle kan nie dit saam doen nie. Dis wat hulle doen toe later van jare. Hulle vat Baal en hulle vat sterre en die planete en hulle vat God en hulle sit dit saam. Nee mense,
Dit werk nie. Dit herinner ons baie aan die New Age gemors wat hulle deesdae mee besig is. Astrale projeksie en kristalle. En as kerke wat dit promoveer. Hierdie kerk wat sê, change the atmosphere, daai in. Die ou in beheer van die kerk het 'n boek geskryf oor dit. Kristalle en weet jy wat alles nie. Nee, mense. En dan sing die mense hulle musiek ook. Ons moet wegbly van daai ouens af. Hulle bring, dis nou wat die Israeliete gedoen het op daai stadium. En nou doen hulle die ouens dieselfde. Hardloop weg. Dis wat Paulus ons waarsku, hy sê, as jy 'n ander evangelie hoor, as wat ek julle geleer het, hardloop weg. Hardloop weg, mense. Amen. Dit is nie die regte evangelie nie. Hardloop, so ver as wat jy kan. En nie maak die Israeliete hulle skuldig daaraan. Hulle nuwe godsdiens, lig en duisternis wat saamkom. Ek het nou die dag, dit was my so hartseer. Daar so is 'n beweging, Christen hekse, Christian witches. Lig en duisternis. Sy staan dan met 'n Bybeltjie daar op 'n altaartjie met die tarotkaarte en wat ook al. Hoe kan jy dit by mekaar uitbring? Christian witchcraft. The Christian Witches Convention. Hulle het 'n konvensie gehou. Die Christen hekse. Met hulle kristalle en hulle wat. Die reiki. Dis wat hulle doen, sinkretisme. Baal, astrale projeksie, astrale aanbidding en God. En God was so erg oor dit, dat hy hulle uit vir die Babyloniërs gestuur en hy volk weggevoer. Terwyl Sefanja nou hier in die suidelike twee stamme besig is, was dit saam met Nahum en Jeremia, al die ouens het saamgewerk, so maar net so 'n paar 20 of 30 jaar uit mekaar uit. Die noordelike stamme is al vergeet, hulle is 100 jaar terug, voor Sefanja se tyd is hulle al weggevoer deur Assiriërs. Hulle is net 'n gedagte in die twee stamme se gedagtes. Niemand weet waar hulle is nie, hulle is gone, hulle land is weggevat van hulle af, omdat hulle so goddeloos was. En nou doen die twee stamme dieselfde ding. Het hulle nie geleer nie. Dus die geskiedenis van Israeliete is maar baie hartseer. Hulle maak die foute oor. En nou nog. Het julle daai videoetjie gekyk wat ek geplaas het gister? Van daai Joodse, die rabbi. Hy praat van die profeseë, dat dit tot vervulling gekom het, maar hy sluit toe af, hy sê, maar dit wat gebeur het, 70 na Christus, het Jesaja geskryf, dit het gebeur na die bekendmaking van die Messias. Dit sê op die einde, so the Messiah did come. So Jesus is the Messiah. Jesus is die Messias. Die Jode aanvaar nie Jesus as die Messias nie. Die ortodokse Jode. Maar hier is nou 'n by wat zoom hierso. Die gezoom van die bye en die lekker druksvye. Sefanja se sentrale boodskap is juist, die dag van die Here is op pad.
'n verskriklike oordeel wat op pad is. Sefanja, God gee vir hom 'n boodskap en sê, julle mense moet regmaak. Hier's 'n oordeel op pad. Maak reg. Nahum het dieselfde boodskap gehad. Al die profete dieselfde boodskap. Maak reg, want God gaan julle straf. Die eerste 2 hoofstukke handel meerendeels oor die verskriklike oordeel wat op pad is. En in die 3de hoofstuk verskyn die oordeel van God na hoop wat te vind is in God. God wil hulle oordeel omdat hy hulle liefhet. Hulle is nog steeds sy volk. Hy gaan hulle nie weggooi nie. Maar hulle moet gedissiplineer word. Sien julle die insluitende tema van laasweek? Alles loop so saam. God wil jou dissiplineer omdat hy jou liefhet, maar hy gooi jou nie weg te midde van die dissipline nie. Dis hoe jy as ouer ook optree. Nadat God die onregverdige en die rebellerende mense verwyder het, wat ons lees in hoofstuk 3 vers 1 tot 13, verklaar God dat hy diegene sal herstel wat hulle verootmoedig en rein hou. Diegene wat vers 12 en 13. So vir ons daar Sefanja 3 vers 12 en 13 op. Hoor hierso. En ek sal tussen jou in laat oorbly 'n elendige en geringe volk wat by die naam van die Here skuilings soek. Die remnant wat by God se naam skuilings soek. Jy moet wegbly van my af. Vers 13. Die oorblyfsels van Israel sal geen onreg doen en geen leentaal spreek nie. Ek het nie die mic so nie. En in hul mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie. Maar hulle sal wy en neerlê. En niemand sal hulle verskrik nie. Is dit nie mooi nie? Die goddeloses is nou weg. En ek sal tussen jou in laat oorbly 'n elendige en geringe volk wat by die naam van die Here skuilings soek. Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wy en neerlê. En niemand sal hulle verskrik nie. Is dit nie mooi nie? As ons tot die Here wend en ons skuilings vind by hom, sal hy ons beskerm. Hy sal nie toelaat dat iets ons verskrik nie. Sefanja 3 vers 14 tot 20 is seker een van die mees uitbundige gedeeltes in die klein profete. Dit word dan ook genoem 'n lied, die lied van verlossing. Kom ons lees dit. Maar voordat ons dit lees, wil ek Sefanja 1 lees. Vanaf vers 10. En op die dag spreek die Here, hoor, 'n geskreeu van die vispoort af en 'n gehuil van die nuwe stad af en 'n groot gekraak van die hemels af. Sefanja 1 vanaf vers 10. Huil o inwoners van die Vysel, want al die koopmans gaan te gronde, almal wat geld afweeg word uitgeroei. En in die tyd sal ek Jerusalem met lanterns deursoek en besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle afsaksel. Dit klink rof.
wat dik geword het op hulle afsaksel, wat in hulle harte sê, die Here doen geen goed en hy doen geen kwaad nie. Hulle het God ten volle en geheel en al verwerp. God doen nie goed nie, hy doen ook nie kwaad nie. En nou kom ons by Sefanja 3, kom ons lees, so mooi hierdie. Vers 14. Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel. Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem. Die Here het jou oordeele opgehef, jou vyand weggeveeg. Die koning van Israel, die Here is by jou. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Die Here jou God is by jou. 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel ek. Hulle behoort aan jou. Hulle behoort by jou. Hulle hoort by jou, Die smaad druk swaar op hulle. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel. En die wat krepeel is, sal ek red. En die wat verjaag is, versamel. En ek sal hulle maak tot 'n lof en tot 'n roem, wie se skande oor die hele aarde was. In die tyd sal ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer ek julle versamel, want ek maak julle tot 'n roem en tot 'n lof onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle lot verander. Sê die Here. Hy wil ons lot verander. Maar daar's 'n voorwaarde. Kom na hom toe. Raak ontslae van alles wat jou weghou van die Here af. Hy wil jou lot verander. Nou wil ek stil staan, hoe laat is dit? Nou wil ek stil staan by vers 16. Ek wil 'n bietjie opbreek in terminologie. In die dag, is ons 16, vers 16. As Sefanja praat van in die dag, verwys hy na die dag van die Here. Hy gebruik dit 8 keer in sy 3 hoofstukke. Nou nie meer 'n dag van oordeel nie. Nee, dit gaan 'n dag wees waar God intree en bemoeienis maak met sy volk. 'n dag van aanvaarding en redding en restaurasie, nadat God se oordeel tot volle verwerking gekom het en daar van alle onheil en boosheid ontslaag geraak is. Volgende sal aan Jerusalem gesê word, daar gaan 'n dag aanbreek wanneer God weer met sy volk gaan praat, deur sy profete, sy volk spesifiek. Vrees nie. Is dit nie 'n wonderlike boodskap nie? Moenie vrees nie. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Romeine 8 vers 31. Hierdie boodskap van moenie vrees nie kom meer as 80 keer in die Ou Testament voor. En die meeste keer is dit God wat dit self sê, of deur sy profete dit verklaar. Vrees word weggejaag omdat die gevare mee gedeel is. Wat is vrees? Jy vrees vir die gevare. Maar vrees word weggejaag wanneer gevare Wel, moet ek nie wegbeweeg van die kamera af. Ek sal probeer stil staan. Ek het die regisseur sê vir my wat ek moet doen hierso. Ja, nee. Tenminste het jy iemand wat so kan raai. Ja, vrees nie. As ons vrees, wat is vrees? Jy verwag dinge moet gebeur wat eintlik nie gaan gebeur nie. Nee, dis vrees. Dis ongeloof.
Vrees word weggejaag omdat die gevare meegedeel is. Die vergelder is verwyder en die vyand het teruggekeer na hulle oorsprong. God het opgedag en beskerm die volk van onheil. Die volgende gedeelte, O Sion. Hierdie is 'n boodskap van Hierdie is 'n boodskap vir die volk, die 2 stamme van Juda en Benjamin, wat oorgebly het van die 12 stamme van Israel. Dit is 'n boodskap van bemoediging, 'n boodskap wat die volk weer moed gee, om weer opnuut hulle voor God te buig, en hom alleen te dien, as God. Laat jou hande nie slap hang nie. Dit is 'n verklaring wat die Jode baie goed verstaan. Wat beteken dit om jou hande te laat slap hang? Weet jy? Wat beteken dit as jou hande slap is? Beteken moenie te opgooi nie. Dis 'n lelike brommer hier binne. Moenie bang wees nie. Moenie te opgooi nie. Moenie moed verloor nie. Moenie swak of onaktief word nie. Die oomblik as jy gaan handdoek ingooi, het jy die wedstryd verloor. Jy het al boksgevegte gesien, waar die opponent so gemoker word, dat die opponent se trainer, die handdoek vat, sy afrigter, die handdoek in die kruit ingooi. Ja. Dat hy moet net ophou dat hy so geslaan word. Moenie handdoek ingooi nie. Maar wie het al Rocky gekyk? Ja, daai man het nooit die handdoek ingegooi nie. Tjoe. Hy kan voorsgeslaan word teen die planke, maar hy staan elke slag op. Totdat hy die oorwinning behaal. Jy soos Rocky, nie soos sy opponent nie. Nee. Bly staande, bly veg, bly hoop, gaan vorentoe. Onthou ons is in 'n worstelstryd gewikkel, wat nie vleeslik is nie, maar geestelik. Efesiërs 6 vanaf vers 10 sê vir ons, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Wat dink julle wat gaan gebeur? Sê ons is nou terug in die Tweede Wêreldoorlog en hier soos die geallieerde magte, hulle is op pad om die Duitsers daar op die slagveld te ontmoet. En dan kom 'n memo van die geallieerde magte van Eisenhower af en hy sê, manne, gooi die handdoek in, ons is nou moeg vir baklei. Stop net. Maar die Duitsers kry nie daai memo nie. En hulle skiet net links en regs. Wat gaan gebeur? Wat sal gebeur? Die Duitsers gaan die oorwinning behaal, want hulle het nie die memo gekry dat ons moeg is nie. Hulle gaan hulle links en regs mors doodskiet. Hulle gaan hulle kanonne poerdes nerdes skiet. Hulle gaan die bote laat sink. Die duikbote gaan die torpedo's afvuur en hulle gaan net mal te kere gaan. Dan gaan hulle die oorwinning behaal. Hulle sal die hele wêreld oorwin. Hulle sal die hele wêreld oorwin. Want die ouens wat teen hulle veg, het die handdoek ingegooi. Wat gaan ons maak as kind van die Here as ons die handdoek ingooi en ons geveg teen die bose? Hy kry nie daai memo nie. Hy worry nie as jy is moeg is nie. Nee? Ons moet aanhou. God gee vir ons die krag en die mag. Trek die wapenrusting aan. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Wat beteken dit vir ons vandag om nie ons hande slap te laat hang nie? Slap hande wys op hopeloosheid, morele ineenstorting en verlies aan beheer. Wat beteken dit vir ons vandag?
om ons swak hande op te reg. Dit beteken, dit gee vir ons geestelike moed. Dis 'n bevel om sterk en dapper te wees, om nie deur uitdagings ontmoedig te word nie. Soos gesien in gedeeltes soos 2 Kronieke 15 vers 7 en Hebreërs 12 vers 12, waar dit geestelike vernuwing en gereedheid aanmoedig. Reg, staan op, staan reg. Dis ook aksie teenoor passiwiteit. As jy nie vorentoe gaan nie, gaan jy stil staan. Jy moet aan die beweeg bly. Dit waarsku ons teen traagheid, onaktiwiteit en om uitgeput te raak. In teenstelling met die behoefte om aktief en produktief in God se diens te wees. Sefanja gee vir ons hoop in nood. 3 vers 16. Dit is 'n boodskap van hoop wat vir Jerusalem sê om nie te vrees nie, want die Here is met hulle, ten spyte van die dreigende oordeel. Slaphande wys op 'n antieke idioom vir die verlies van militêre vasberadenheid. Mag en krag, wat is dikwels as gevolg van oorweldigende vrees of goddelike oordeel, soos ons lees in Esegiel 7. Slaphande wys op vrees. Moenie slaphande hê nie. Wees vasberade. In kort is dit 'n oproep om aktief te bly. Bly werk, bly dien. Moenie mismoedig word nie. Bly hoop op God en vertrou hom vir die uitkoms. Wees sterk. Vind jou krag by die Here en innerlike deursettingsvermoë om aan te hou, al wil jy handdoek ingooi. Hou aan, die volgende ronde, totdat jy die oorwinning behaal. Onthou, ons hardloop nie 100 meter nie. Ons hardloop 'n marathon. Moenie halfpad opgee nie. Volhard tot die einde. Hoekom kan die Jode ophou vrees? Want Sefanja 3 vers 15 sê vir ons, die Here het jou oordeele opgehef, jou vyand weggeveeg. Die koning van Israel, die Here is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. In vers 16, die Here jou God is by jou, hy help wat verlossing skenk, hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. God is nie net teenwoordig nie, hy is ook emosioneel betrokke by sy volk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde en juig oor jou met gejubel. Ek wil afsluit, nog ver van klaar af. Kom ek wil net hierdie. Hoe bly ons staande te midde van 'n lewe wat so moeilik kan raak? Dit is partykeer moeilik om staande te bly, te midde van hierdie dinge wat so in ons lewens aangaan. Moenie vrees nie. Dit word soveel keer herhaal in die eienaarshandleiding van die lewe, die woord van God. Ons vind ons krag in die Here. Onthou die geveg wat ons veg ons uit die staanspoor van oorwinning. Jesus het al reeds die oorwinning behaal aan die kruis van Golgotha. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Ons hoef nie weer die fight te fight, nee. Jesus het al reeds die oorwinning behaal. Die geveg teen sonde. Gee dit vir die Here. Vra hom om jou te help om staande te kan bly. Moenie vir hom plek maak, vir die vyand plek maak in jou lewe nie. Onthou ons is geklee in die wapenrusting van Jesus. Ons skiet is op ons rug en hy is toegerus met sekere items wat ons nodig het om die oorwinning deur te staan. Ek sê, Jesus het al reeds die oorwinning behaal, maar ons het nog steeds 'n geveg wat ons moet veg, nee? Die eerste item is, God
is met ons. Hebreërs 13 vers 5 en 6. Julle gedrag, hoor nou, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het. Jy het dit vanoggend gesê. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Want wat sal 'n mens aan my doen? As God vir my is, wat kan 'n mens aan my doen? Is dit nie die mees seker die belangrikste item wat jy in jou kiet op jou rug kan hê? Ek is in 'n beeldspraak. God is die belangrikste. Hy gee vir jou die krag. Hy gee vir jou die vrede. Hy sê ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Item 2. Aanhoudende gebed. Aanhoudende gebed. Matteus 7 vers 7. Bid en vir elkeen sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Dis 'n feit. Bid, ontvang, soek, vind, klop, oopmaak. Nou die Amplified stel dit bietjie anders daar. Hy sê, ask and keep on asking, and it will be given to you. Seek and keep on seeking, and you will find. Knock and keep on knocking, and the door will be opened for you. For everyone who keeps on asking, he receives, and he who keeps on seeking, finds, and to him who keeps on knocking, it will be opened. So jy moet bid en bid. Aanhoudend bid. Jy moet klop en aanhoudend klop. Is dit nie irriterend as iemand net klop by die deur nie? Jy gaan later opstaan van jou lazy boy af van die deur oop. Nee. As iemand net een keer klop, dan wag hy vir 5 minute en dan gaan hy. As jy aanhoudend klop, tok, jy gaan opstaan. Jy gaan oopmaak, né? Seek and keep on seeking. Hy vrou wat 'n penning verloor het na deur mekaar reis. Sy het gesoek totdat sy daai penning gekry het. Sy is nie soos ek nie. Vrou, waar is die charger van die foon? Kan hy is daarso? Nee, hy is nie daar nie. Gaan soek hom, hy is daar. Maar ek sien hom, dan kom sy net dan al so uit. Moenie so soek nie. Jy gaan nie kry nie. Jy het nie altyd 'n vrou by jou om jou te help nie. Nee? Item nommer 3, seker een van die belangrikste. Aanhoudende geveg teen sonde. Wees heilig. Heiligmaking. Sanctification. 1 Timoteus 6 vers 11 en 12. Ek is amper klaar. Ek wil dit in die Amplified lees. 1 Timothy 6 verse 11 and 12. But as for you, O man of God, flee from these things. Aim at and pursue righteousness, which is true goodness, moral conformity to the character of God, godliness, which is the fear of God, faith, love, steadfastness, and gentleness. Fight
the good fight of faith in the conflict with evil. Take hold of the eternal life to which you were called and for which you made the good confession of faith in the presence of many witnesses. Baklei die goeie baklei. Vers, kom ons lees in Afrikaans. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis vir baie getuies afgelê het. Sien julle, is 'n geveg. Paulus het hom geveg. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die oorwinning behaal. Item 4. Dis 'n aanhoudende wedloop. Moenie ophou nie. Moenie slap hande kry nie. Moenie toe opgooi nie. In die 2 Timoteus 4 vanaf vers 7. Hier sê Paulus die volgende: Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid. 2 Timoteus 4 vers 7 en 8. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. As daai polyshorts, wat kan hulle hierdie hoë berg, Ja, polish. dan moet jy kom reeds een van die hoë heuwels wat jy moet uitgaan voordat jy by die eindstreep kom, nie? Hy lyk so vir onheilspellend hier voor jou. As jy nou al reeds 70 kilos afgelê het. En hy laaste 10 kilometer, kom jy by polyshorts aan. Is dit shorts of short? Shorts. Ja. Kom jy daar aan en jy sien hierdie heuwel hier voor jou. Ek dink dat baie manne wat daar so net gesê het, nee, ek kan nie meer verder. Dit is te veel vir my. Het ons ook heuwels in ons lewens? Wat hier voor ons staan en sê, ek kan nie meer nie. Here, help my, ek kan nie. Wat se polyshorts is daar in jou lewe? Here, help my, dat ek kan aangaan. Die lewe raak te erg. Ek het die goeie stryd. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Die polyshorts kan maar hoe verdoemend lyk hier voor my. Ek gaan hom uitgaan. Want die Here gee my die krag. Ek gaan die wedloop volëindig. Ek gaan die oorwinning behaal. Met die krag van die Here. Ek het die geloof behou. As jy 10 kilometer voor die eindstreep ophou, gaan jy nie 'n medalje kry nie. Verder is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie alleen aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. I have fought the good fight. The worthy and noble fight. I have finished the race. I have kept the faith, firmly guarding the gospel against error. In the future, there is reserved for me the victor's crown of righteousness for being right with God and doing right, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that great day, and not to me only, but also to those who have loved and longed for and welcomed his appearing. Hardloop by polyshorts uit.
al is dit hoe erg. Wat se goed in 'n ou se lewe? Ek weet ons almal het 'n kruis wat ons moet dra. Maar partykeer is daai kruis bietjie te swaar. Dan het jy nog 'n item. Item nommer 5. Jou medemakker. Die man wat hier langs jou loop, en langs jou hardloop. Wanneer hy sterk is jy miskien swak. En as jy swak is hy sterk wat jou kan help. In hierdie wedloop wat ons moet hardloop. Onthou ons is nie alleenig nie. Die Here het ons nie geroep as Lone Rangers. Dis baie moeilik partykeer om jou trotsheid in jou sak te steek en vir iemand te sê ek het hulp nodig. Help my, bid saam met my. Partykeer ons net trotsheid in ons sak druk en foon optel en sê hoorie bid saam met my, help my, ek kan nie. Ons is in 'n liggaam van Christus. Ons is hier vir mekaar. As ons nie mekaar kan vertrou met ons hang-ups nie, wie gaan ons vertrou? Dis oukei om nie oukei te wees nie. Praat met mekaar. Moenie stil bly nie. En het daai vertroue om iemand te vertrou. En moet jy nie, want as iemand jou in sy vertroue neem, moenie daai persoon te nakom deur te gaan uitpraat. Dit bly tussen julle. Dit is so dit in weer aangevang. Jy gehoor dit en dit en dit. Nee. Ons moet wegbly van dit. OK? Ons is daar vir mekaar. Het jy al die wedlope gesien waar die een die ander om die arm neem? Dan voor die eindstreep. Jy sien dit baie in die komryds. Dit is nogal interessant as jy daar net so voordat hy skoot afgaan op 5 uur. Hoe die manne ingestorm kom. En die ouens kruip. As van hulle wat kruip na die wendpaal toe. Maar hulle wil klaarmaak voor hy skoot afgaan. En dan help hier die manne wat saam met hom die wedloop gehardloop het, help hulle. Die spiere is klaar van die heuwels. Die knie is klaar. Iemand moet jou help wat hy. Jy het hulp nodig. Pyn is verskriklik. Ja, ek weet nie of ek die komryd sal kan hardloop. Jy het hom al gehardloop? Nee, Huh? ek weet nie. Nog nie? Maar ek het hulle my vertel, nie. Jy het al 'n halfmaraton gedoen seker. Ja, ek het 'n maraton gedoen, maar nie 'n Mense, ons het mekaar nodig. OK. Punt nommer 6. Die laaste item. Onverskrokkenheid. Johannes 14 vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. As God vir my is, wie kan teen my wees? Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Jou 44 Magnum. Greater is he that is in me, than he that is in the world. As jy vandag voel hy die lewe net te veel geraak het en jou hande slap geraak het, staan saam met my. En ons gaan vandag vir die Here vra om ons slap hande weer sterk te maak. Soos wat Aaron en Hur Moses se arms omhoog gehou het, moet ons medepelgrims bystaan. Wanneer iemand swak is, moet ons daardie persoon aanhelp en ondersteun sodat hulle nie sal te opgooi nie. Eendag gaan jy ook dieselfde bootjie wees, want jy mense nodig aan jou kant. Verklaar saam met my, as God vir my is, wie kan teen my wees? Ek hoor nie. as As God vir my is,
Wie kan teen my wees? Jy moet sê saam met my. As God vir my is, wie kan teen my wees? Groter is hy, Wat in my is. hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag kon geleer het dat U met ons is. Dat ongeag ons omstandighede en situasies, dat U met ons is. Dankie Here dat U vir ons die krag gee om ons slap hande weer sterk te maak. Dankie dat U ons die deursettingsvermoë gee om hierdie geveg te kan veg. Nou die wedloop te hardloop. Here, maar ons sal onthou dat ons dit uit oorwinning uitdoen, want U het al reeds die oorwinning behaal in die kruis van Golgotha. Dankie Here vir die goedheid, U guns en die genade. Ons loof en ons prys U. Dankie Jesus. Amen. Voordat jy afsit daar, wil ek net hierdie lees. Dis 'n gebed wat ons almal kan bid. Lord, you say to me today, do not fear. Do not let your hands be weak. You are in my midst, a mighty warrior who saves. You are for me. Nothing can stand against me. So I strengthen my weak hands and feeble knees. I will ask, I will seek, I will knock. I will fight the good fight of faith. I will finish my race and keep the faith, because you rejoice over me with singing. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Dankie julle. Ons sal Malagi 3 vers 16 mee afsluit. Een van die dae en dan geseënde Kersfees vir julle almal. En 'n voorspoed vir die nuwe jaar as ons mekaar nie sien. Amen. Totsiens. Amen. Totsiens mense. Bly